Het jy geweet, kenodoxia is 'n baie gevaarlike toestand, eintlik meer as dit 'n geweldige epidemie in ons dag. Nou, om die erns hiervan te verstaan, en natuurlik ook by die oplossing uit te kom, moet ons onsself net weer herinner aan die groot waarheid wat Paulus in Filippense 1 vers 21 stel, as hy sê, want vir my is om te leef Christus, en om te sterf wins. Wat hy hierdeur eintlik sê, is dat die kind van God is iemand wat 'n radikale nuwe betekenis en sin en doel in die lewe gevind het. My lewe draai om Jesus. Jesus is my alles. Maar hoe lyk dit nou prakties? Dit is baie duidelik, Paulus se passie is nie net om self vir Jesus te leef nie, maar ook dat die gemeente van Filippi, vir wie hy hier skryf, voluit vir hulle verlosser sal leef. Ja, dit sal sy blydskap, wat hy reeds het, volkome maak. Ja, Paulus is inderdaad vol blydskap, en hy gaan aanhoudend bly wees, maar is asof hy wil sê, as julle dit nou nog meer wil maak, leef in eensgesindheid met mekaar as Christene. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Dit gaan hier oor die praktiese vraag. Hoe lyk die lewe van 'n ware kind van God? Nou die kern van hierdie gedeelte is die opdrag wat ons in vers 27 kry. Nog net dit, tree so op, dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat of ek kom en julle sien of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees vasstaan en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie. So Paulus sê hier, tree so op, leef so, dat dit die evangelie waardig is. Die Griekse woord wat hier met tree op vertaal word, is politeïstes, en dit het die konnotasie van leef soos burgers van die koninkryk. Natuurlik hier die koninkryk van God. Ek dink 'n bietjie, as jy gekies word om 'n land te verteenwoordig, sê nou maar in 'n sportspan, dan word dit van jou verwag om so op te tree dat jy 'n goeie ambassadeur vir daardie land sal wees. Dit sal byvoorbeeld 'n groot skande wees as jy nou dronk sou word op 'n klei of gevang word dat jy oneerlik is, dan sal dit 'n klad op die naam van jou land wees. Anders gestel, jy's 'n advertensiebord, 'n lewende advertensiebord vir jou land. Nou geliefde, as jy bely om te glo in die evangelie van Jesus, is jy 'n lewende advertensiebord vir hierdie evangelie en inderdaad van Jesus self. Dit beteken jou hele lewe maak saak. Wat jy op 'n maandagoggend en 'n saterdag aand doen, het 'n effek en dit dra 'n boodskap. Jou praktiese, alledaagse lewe by die werk of by die skool of in die huis is geweldig belangrik. Deur jou lewe vertel jy vir ander mense dat die evangelie waar is en werk. Of, is die skrikwekkende alternatief, jou lewe vertel dat Jesus en die evangelie 'n klug is en nie regtig werk nie. Dink maar net bietjie as jy vloek en skree en skel, watter beeld skep jy by ander mense oor wie Jesus is? Want onthou, jy sê mos, Jesus is jou verlosser en jy het hom lief. Kom ons kyk bietjie positief na hierdie saak. Hoe lyk die optrede van Christene wat 'n goeie advertensie is vir die evangelie? En Paulus beklemtoon 'n paar sake: eenheid, nederigheid en
opofferende liefde. Ons kyk net weer na vers 27. Hy sê, in een gees vasstaan en een van hart en siel saam stry vir die evangelie. 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Vers 3, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Vers 4, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Maar nou baie belangrik, wat is die konteks? Wat is die omgewing waarin ons hierdie noodsaak van eenheid en liefde moet uitleef? En weet jy wat is die konteks? Dis die harde lewe van stryd en lyding. Jy moes dit tog al agtergekom het, Christene lewe nie veilig in 'n beskermde, gerieflike, afgesonderde ruimte nie. Ons bly nie in 'n glaskas nie. Nee, ek en jy leef in 'n harde wêreld vol stryd elke dag, die stryd teen versoekings, teen sonde, in ons eie harte, maar ook is daar teenstanders, vyande wat ons wil afkraak, bespot, moedeloos maak, treiter en uittart, want hulle wil graag hê ons moet die geloof verlaat en verloon. En Paulus het hierdie stryd aan sy eie lyf gevoel in die tronk. Gaan lees maar hierdie gedeelte en kyk hoeveel keer maak hy melding van stryd. Maar wat nou so wonderlik is, hy bemoedig juis ook die Filippense, dat hulle gereed moet wees vir hierdie stryd, gereed moet wees vir lyding, ja, om as ware in sy lyding te deel. En weet jy, dan maak Paulus 'n baie diep uitspraak, hier in vers 29. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Hoor 'n bietjie hier. Beide geloof en lyding is genadegawes van God. Dis deur God vir ons gegee. Albei is goedgunstiglik vir ons gegee. Dis 'n voorreg. Al maak dit nie vir ons sin nie. Ja, lyding is 'n inherente, integrale, normale deel van praktiese Christendom. Dis eintlik net logies, want ons Here Jesus was 'n lydende Here, juis om ons verlossing te verseker. En dis 'n gedagte wat ons dwars deur die Nuwe Testament kry, hierdie dat lyding deel is van ons Christendom. Ek gaan net een voorbeeld noem, die bekende 2 Timoteus 3 vers 12, waar Paulus sê, almal wat godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Jy sal swaar kry ter wille van Jesus. Beleef jy dit so? Wel, dis nogal 'n teken van egte Christendom. Nou, te midde van hierdie stryd en lyding, moet ons eenheid en liefde nastreef, spesifiek binne die gemeente van die Here Jesus. Paulus bou hier 'n kragtige ketting argument in hoofstuk 2 vanaf vers 1. Hy sê, daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Dit kom daarop neer, broers en susters, as julle dan regtig deel het aan die genadewerking van Jesus en die Heilige Gees, en julle die troos ervaar het van sy liefde, weet julle, dan kan julle tog nie anders as om eensgesind te wees nie, dieselfde denkwyse te hê, dieselfde gemeenskaplike liefde, die eenheid wat deur die Heilige Gees bewerk word, een in ons doelwitte vir die koninkryk en vir God se eer.
Die groot punt is dit: ware eenheid word gebou op ons gedeelde belang by Jesus en ons deel hê aan dieselfde Heilige Gees. Dink mooi daaroor, ons as kinders van God is eensgesind en ons het mekaar lief en ons moet mekaar lief hê, nie omdat ons in die eerste plek dalk dieselfde kultuur of taal deel nie, of dieselfde persoonlikheid of belangstellings of stokpertjies het nie, maar omdat ek en jy aan een Jesus behoort en vol is van die een Heilige Gees. Hierdie eenheid tussen God se kinders is daarom iets heeltemal anders as die eenheid wat ons in die wêreld kry. Maar nou moet ons by die kenodoxia kom. Weet jy, ja, jy sal weet, hierdie eenheid word bedreig deur 'n groot gevaar en 'n sondige gesindheid binne in ons eie harte. En dis eintlik maar die sonde van hoogmoed. En hoogmoed manifesteer, word sigbaar in onder andere twee dinge wat Paulus hier noem, naamlik selfsug en ydelheid. Nou, ons weet, selfsug beteken dat ek net aan my eie belange dink, my eie voordeel eers te stel, vir myself leef. Maar ydelheid is nie so 'n maklike begrip vir ons om te verstaan nie. Die Engelse woord vainglory is miskien meer beskrywend. En dis nou waar die Griekse woord kenodoxia inkom. En letterlik beteken dit leë roem. Leë, sinlose eer. Dit gaan daaroor dat ek byvoorbeeld goeie dinge doen, net sodat mense my kan sien en hulle my kan eer en laat goed voel. So as mense my nie sien nie, dan doen ek nie hierdie goeie dinge nie. Anders gestel, die foto is vir my belangriker as die gebeurtenis self. Ek moet my altyd dit wat ek doen adverteer. Ek wil tog so seker maak dat ander mense my raak sien. Ek bou my selfbeeld op ander mense se bewondering en applous. Ja, ek wil deur hulle raak gesien word. Ek soek na hulle erkenning en ek leef op ander se komplimente. Dit gaan vir my oor hierdie ydelle eer wat ek by mense kry, eerder as dat ek voor die aangesig van God leef en hom eer. Ag, ons kry 'n pragtige voorbeeld van kenodoxia in die sprokiesverhaal van Sneeuwwitjie. Jy weet, Sneeuwwitjie se bose stiefma, wat net moes leef op die goedkeuring of die komplimente wat sy by die spieël gekry het, as sy moes hoor, maar jy is die mooiste in die land, en toe dit nou nie meer so is nie, toe kom haar bose hart na vore. Hierdie kenodoxia het ook baie praktiese gestaltes. Byvoorbeeld 'n rugbyspeler wat miskien spesifiek is voorspeler wat glad nie belangstel om hard te werk daar binne in die loskram en die losgemaal waar niemand hom sien nie, maar daar waar mense hom sien, daar is hy baie aktief en speel hy baie hard. Veral in ons dag, kom ons sê dit maar vir mekaar, stimuleer sosiale media hierdie ding van kenodoxia, van ydelheid, geweldig baie. Ek post al hierdie dinge nou maar eintlik net omdat ek floreer op al die likes. Ek leef op die opduimpies van ander mense. Geweldige probleem. Die teenvoeter, die geneesmiddel vir hierdie erge toestand is nederigheid. Ja, soos ons sal sien, die nederigheid van Jesus.
Paulus lig 2 praktiese aspekte van hierdie nederigheid uit, hier vanaf vers 3 se tweede deel, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Ek moet ander belangriker beskou as myself. Ek moet ander eerste stel. Dink net, as ons dit reg kon kry, dan sou wel nie iets soos egskeiding gewees het nie. Ek moet nie net aan my eie belange dink nie. Ek moet die hele tyd vra, nie wat sal lekker en voordelig vir my wees nie, maar wat sal lekker en voordelig vir die ander persoon wees. Nou ja, ek weet, as ons eerlik is, besef ons, Paulus se woorde sny baie diep. En miskien wonder jy, is daar hoegenaamd iemand wat dit reg gekry het? Is daar hoegenaamd 'n voorbeeld en 'n model vir hierdie suiwer gesindheid van nederigheid? En dis natuurlik waar ons kom by die aangrypende voorbeeld van Jesus self in Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11, en jy kan dit gerus gaan lees. Kom ek som net op. As my lewe om Jesus draai, moet ek kies teen selfsug, ydelheid, teen hierdie kenodoxia. Ek sal in nederigheid en liefde saam stry vir die geloof en teen die sonde. Ek sal die gesindheid van Jesus vertoon en so 'n wonderlike advertensie vir die evangelie wees. En dit sal sommer blydskap ook vir my broers en susters bring. En bo alles sal dit eer aan God gee. Kom, my geliefde broer en suster, kom ons dink weer diep oor ons eie lewens. Ons wat sê en bely dat ons Jesus volg. Kom ons wees nederig en opreg voor die aangesig van die Here. Kom ons roei die aaklige siekte, die sonde van kenodoxia heeltemal uit ons lewens uit. Mag die Here ons daartoe help. Amen.